Maart in die Noord-Kaap, Jan Kemp, sit hier tussen boeremense. Hierdie ouens wat die plek met 'n eysteroog uitkyk. Baie welkom vanmôre by ons. Ons gaan praat oor die siege van die mens. Ons praat nou eintlik van jou en hoe Vader elkeen van ons spesiaal geskep het. En soos vroeër verduidelik, het hy vir ons 'n werklikheidsfakulteit gegee en 'n plesierfakulteit. Nou ons gaan so 'n bietjie deur die skrifte werk en net vir jou wys hoe het hulle dit gebruik om ons eintlik op 'n dwaalweg te plaas. Hoe hulle die werklikheid vir ons verbloem het en ons plesierig gemaak het met iets wat nie 'n werklikheid is nie. Nou, julle ken die ou stories en almal van ons weet, ons is Israeliete, ons is uit die Jakobshuis gebore, kan ek 'n amen kry? Ons is uit die Jakobshuis gebore en ons aanbid niemand anders as Vader Jahwe nie. Kan ek daaroor 'n halleluja kry? Daar sê baie dankie. Nou goed, ek wil net flisses verduidelik. Om die werklikheid te kan verbloem, moet hulle eerstens probeer om Vader se naam en sy heerlikheid en sy eksklusiwiteit as die Vader van sy volk te verbloem. Nou, hoe het hulle dit gedoen? Dit is baie interessant as jy gaan kyk na hoe die teoloë deur die tyd saamgewerk het om hierdie werklikheid vir ons te verbloem. En hoe hulle dit gedoen het is, hulle het in die plek waar Vader se naam in die Hebreëse en die Arameese tekste verskyn het hulle 'n ander naampie of 'n ander titel daarin geskryf, naamlik Hashem. Nou Hashem beteken die naam. Toe besluit hulle moet 'n troos bysit. Toe sit hulle Adonai by, wat my Heer beteken. Nou wanneer jy in jou 53 vertaling gaan lees, dan sien jy 'n baie interessante verskynsel. Hulle praat van in die naam van die Here. Nou, in die naam is Hashem. Dis nie Vader se naam nie, dit beteken die naam. Die Here is afgelei van Adonai, wat my Heer beteken. Ag, en seker is dit nou nie te erg nie, maar is baie interessant, dat sy naam weggevat, en jy lees in jou Bybel in die naam van die Here. Het hulle hom al raak gelees so? Daar's hy. So wat het hulle eintlik reg gekry? Deur Vader se naam weg te vat, word die Egiptenaar nou ook 'n apostel. Is dit so? Kom ons kyk. Wanneer Vader met Moses in gesprek tree oor sy volk, het hy Moses nie 'n disipel gemaak nie. Hy het hom 'n koerier gemaak. En hierdie koerier dra 'n woord. En hy sê vir Moses wie hy is. Hy sê, hy gaan sê vir my volk, ek is wie ek is. Aja, Ashar, Aja, tetragrammaties, JHWH het jou gestuur. Dit is hom. Dit beteken, die Egipte is 'n werklikheid. Hy word 'n werklikheid gemaak in die volk. Skielik sien die volk, maar die werklikheid is, ons is slawe, terwyl ons eintlik nie slawe mag wees nie. Is dit nie? So ons praat nou vanmôre oor hierdie kwessie van die siege van die mens. En ons moet onthou, hierdie twee dryfkragte wat ons nou oor van praat, bepaal hoe jy en ek gaan voel, hoe ons goed sien en verstaan, en hoe ons passie daardeur opgewek word, hierdeur. En maklik om te beduie, hulle toe begin om rugby te gebruik om Suid-Afrika tot eenheid te bring. En hel, dit was 'n groot plesier, is dit nie? Maar wat is die werklikheid? Die werklikheid is verbloem. Ons gaan nou praat oor hierdie gedeelte. Jy moet
Blaai gou na jou Bybel in 2 Tessalonisense 2 vers 3. En hierdie is 'n ou teksversie. En ons het hom al baie gelees, maar ons trek hom vandag so 'n bietjie bymekaar om vir jou te beduie. Skoon hom wat eintlik hier in is. Daar's 'n waarskuwing hier binne-in. En die eerste gedeelte van die teks lyk so. Hy sê: laat niemand julle op enige manier mislei nie. Het julle hom daar gelees? Ek lees hom. 2 vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Dit beteken dat daar word vir ons gesê, ons word mislei. En daar's verskillende maniere hoe ons verlei word. Nou, ons praat oor die 2 fakulteite, die werklikheid en die plesierfakulteit. Kom ek sê vandag vir julle, jy kan nie mense met werklikheid mislei nie. Jy kan hom net met sy plesierfakulteit mislei. Dit reg. Dan sê hy. En dit is wat met ons gebeur het. Alles wat hulle aangewend het, was bedoel om jou goed te laat voel. En Filemon is jou naaste man en jy moet goed voel daaroor, anders gaan jy hel toe. Verstaan jy? Dis die twak wat aan ons verkondig is. En ons is nou vanmôre besig om vir jou hier te sê dat Paulus is met die Tessas in die moeilikheid. Hy beduie vir hierdie ouens, asseblief, word wakker. Moenie dat enige iemand julle met enige iets mislei nie. En wanneer jy en ek nou terugblaai in die geskiedenisboeke, dan sien jy hoe lankal is hulle besig om ons te mislei. En hoe het hulle dit elke keer gedoen? Hulle gebruik die plesierfakulteit. Ons wen, hulle verloor. Kom aan, praat met my saam. Ons is mos so groot gemaak. Toe ons begin skool gaan, ons het nog nie eens mooi geweet hoe maak die kosblik oop nie. Toe gaan ons skool. En wat gebeur daar binne? Hulle deel ons op in spanne, die rooi span, die blou span en die geel span. En hulle kies om ons groot te maak om altyd teen mekaar te kompeteer. Maar dis 'n plesier om teen mekaar te kompeteer. Dis 'n psigologiese aanslag gewees. En vandag is ons in 'n vervlenterde toestand omdat ons bly hierdie ding doen. Hierdie ouens wat nie met my saamstem nie, ons vee julle in die see. Is dit nie? Ons is nog steeds daar, want dit is net 'n helse plesier om hom in die see in te vee. Om hom te verwoes en hom klaar te maak. Ons het self ons eie groot vyande geword, terwyl Vader se naam oor ons uitgeroep is. Hulle het gesorg, hulle gebruik die plesierfakulteit, om ons teenoor mekaar op te jaag, en dit was 'n helse sukses. Wat gaan ons daaraan doen? Nie, ons trek ons skouers op, sê, dit koel is deur die kerk, wat kan ons daaraan doen? Maar ek weet, hier sit manne en vroue vanmôre hier by my in Jan Kemp, wat sê, ons weet wat is die werklikheid. Ons weet wat is die werklikheid. Of stem jy nie met my saam nie? Weet jy wat is die werklikheid? Die werklikheid is, Vader het sy naam oor hierdie volk uitgeroep, en hy is besig om ons te leer, dat ons nie val vir enige misleiding nie. Ons is mos nou daar. Nie waar nie? Dis wat my maak, dat ek sommer hier om die blok hardloop en 'n paar alies kop. Ek is opgewonde man. En jy, ons moet 'n ding leer. Ons moet die godsdiens ding wat ons gedra het al die jare, so bietjie van ons bakkies afkry. Al die ding af, man. Wees 'n man en 'n vrou van Vader Jahwe en skaamteloos en vreesloos. Los die twak. Ons is nou by die werklikheid. Dis die lekker van hierdie ding. Dan sê hy sê, moenie jou laat mislei nie. Moenie, want eers moet die groot afval kom. Nou hierdie afval en die mens van sonde geopenbaar word. Nou daar staan die seun van die verderf. Ken julle hom? Ken julle hom? Ja,
Hy sê vir die vrou in die tuin, hy sê, is dit so, dat Vader die Skepper gesê het, julle mag niks met my uitgewaaie te hê nie. Ja, sê sy, hy sê, kom nou man. Is nie so nie. Hoor julle die ding? Nou skep hy die plesier, hoor hoe skep hy die plesier, hy vat haar van die werklikheid af, hy sê, want, as julle met my deurmekaar is, sal julle word net soos hy, wat 'n plesier, is dit nie? En daar het die groot val gekom. So die afval beteken die seun van die verderf word geopenbaar. Is dit reg? Nou het ons 'n sê ding onder ons as boerevolk. Ons sê die hel is los. Ken julle hierdie ding? Maar moet nou nie so skynheilig wees nie. Jy het hom al baie gebruik veral op 'n maandagmôre. Is dit nie? Ons sê die hel is los. Nou wie het hom losgemaak? Hoe het hy losgekom? Hoe weet ons hy's los? Ons sien die afval, mense, ons sien die immoraliteit, ons sien die verbaster, ons sien die gemors wat hier aangaan. Dis die groot afval. Is dit nie? En terwyl ons dit aanskou, word ons nikkerig. Ons sê hierdie dis 'n gemors wat ons hier aanskou. Wat het ingeskop? Die werklikheidsfakulteit in jou siege sê dit is nie van Vader nie. Stem 'n slag met my saam toe. Nou toe. Nou kom ons vat hom so 'n bietjie verder. Die werklikheidsfakulteit is 'n skep om waarheid en leuen te kan onderskei. As jy nie 'n werklikheidsfakulteit gehad het nie, sou jy nie 'n onderskeid kon maak tussen waarheid en leuen nie, dan wat vuil is en wat rein is nie. Jy sou nie kon nie. Maar ons dank Vader, want hy het vir ons hierdie twee fakulteite gegee, en ons besef vanmôre via die werklikheidsfakulteit, dat die plesierigheid wat hulle vir ons opgerig het in hierdie land, het 'n groot afval gebring. Ons is by die plek. En ons kies om daarteen te staan, ons kies om daarteen te praat. Wat sê julle jong mense? Ons praat teen hierdie ding. Hoekom? Die werklikheidsfakulteit het Vader aangeraak met waarheid. En dit is hoekom ons is wie ons is. Dit is nie godsdiens nie. Kom ons vee godsdiens van die tafel af. Godsdiens het hierdie volk verwoes. Ons moet net terugkom na hierdie woord toe. Hierdie woord bou die volk. Hy verdeel nie die volk nie. Hy maak hom 'n priesterdom. Hy maak hom bekend in die wêreld staan, die volk waaroor my naam uitgeroep is. Dis die werklikheid. Ons moet dit teen die harte van ons binnekant skryf. Nou, godsdiens het 'n gedaante geword sonder enige krag. Mag ek vanmôre my nekkie uitsteek en vir u sê, kom ons loop. En as ons so uitgaan, dan vee ons godsdiens uit ons harte, van ons skouers af, uit ons koppe uit, en ons sit die werklikheid van Vader se majesteit terug op die plek waar hy hoort. Want 'n volk wat Vader dien, beoefen nie godsdiens nie. Hulle is dienaars van die Allerhoogste. Niks minder as dit nie. En dis waar ons wil wees. Okay. Nou, 2 Timoteus. Paulus praat met Timoteus en hy leer eintlik vir Timoteus in die tweede boek van Timoteus. 2 Timoteus 3 vers 5. Nou, ons kan so 'n bietjie praat oor hierdie een. En ek is dankbaar vir die baie manne in hierdie land wat die werklikheid op die voorgrond stoot. Al verskil ons so hier en daar nog 'n paar goedjies met mekaar. Die werklikheid gaan gebore word oor kan die riviere van kus. Ag, ek sien dit daar in Europa begin dit gebeur. Die ou Engelse sê hulle wil nie meer Engelse wees nie, hulle wil British wees. Weet jy waar kom die woordjie British vandaan? Brit beteken rooi, ish beteken man.
En hulle wil nie meer die rasbanshies in Engeland hê nie. Wat is besig om te gebeur? Die werklikheid is besig om op die voorgrond te kom. Kan ek 'n snaakse ding vir julle vra vanmôre? Gee 'n bietjie vir Vader Jahwe applous binne in hierdie gemeente. Kom aan man. Hy besig om die goed te doen. En ek is daaroor opgewonde. Nou, 2 Timoteus 3 vers 5. Wat sê Paulus vir Timoteus? As jy Timoteus, as jy nou daar kom, jy moet nou mooi oplet wat jy daar gaan kry. Hulle beoefen 'n ding daar. En hy sê, wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Hy sê, as jy daar kom, hulle gaan baie godsdiens daar bedryf. Dis 'n gedaante van godsaligheid, maar daar's geen krag daar nie, niks. Hy leer hom so. Dan gaan hy verder. Hy sê, hou ook van hulle weg. Hou van hulle weg. Steek verby. Hoor julle die ding? So die ding is nie 'n nuwe ding wat na 1994 krippel in die land opgestaan het nie. In Paulus se tyd sukkel hy al met godsdiens wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar wat die krag daarvan verloor. Nou kom ons staan net vir nog 'n sekonde hierby. Stil, net so 'n oomblik. Sê vir my vanmôre, sê vir my gou van jou hart af. As hierdie volk by Vader Jahwe was voor 1994, sou hulle toegelaat dat F.W. de Klerk gedoen het wat hy gedoen het. Dit beteken die godsdiens wat die volk geleer is, het 'n gedaante van godsaligheid gehad, maar die werklikheidsfakulteit is belemmer, sodat hulle nie met dit kan funksioneer nie. Dit is waar ons geland het. Ek weet mense gaan nie hiervan hou nie, maar ergens moet ons vir mekaar begin sê, dis die werklikheid. En dan word ek beskuldig, ek praat politiek. Ek het nie politiek begin nie. Maar politiek is 'n smerige pad. En in politiek praat teen Vader Jahwe se woord. En dan noem ek hom by sy naam. In 'n tyd dat ons die nikkerigheid wat in ons ingebou is, so bietjie lig gee, bietjie laat opstaan. Ons moet lekker op ons voet kom daaroor. Die plesierfakulteit het morele verval gebring. Weet julle wat? Knap na Biljam vir Balak gesê het, hoorie man, jy kan nie teen hierdie volk nie. Dis nie, jy kan nie. En ek mag nie hierdie volk vervloek nie. Hy sê, wat van nog 2 kruiwaars goud? Hy sê, jy kan nog 10 bring, maar ek kan nie hierdie volk vloek nie. Ek mag nie. Ek ken die verhaal. Hoor wat sê hy. Biljam sê, maar my Heer die koning, ek sê jou sê wat kan jy doen? Reël 'n groot fees, dan speel julle saam. Dan sal hulle God hulle self vernietig. Hoor julle wat gaan hier aan? En elke keer het ons saam gaan speel om die plesierfakulteit ter wille te wees, en elke keer het ons in 'n morele moeras verval. Maar ons leer ons langs die pad. Die ou sê ding is 'n donkie stamp nie sy kop 2 maal teen dieselfde klip nie. Ons is baie beter as 'n donkie. Baie beter. So hierdie politiek en hierdie goed wat in hierdie land rondvlieg, kan ons nie meer mislei nie. As jy enige iemand wat vanmôre hier by my sit, wat voel, hierdie politiek is nog steeds besig om hulle te mislei. Ons het hulle gesien vir wie hulle is dit nie? Weet jy wat het ingeskop? Die werklikheid. Kom ons gaan net stil by Vader se voet. Is hy vanmôre 'n werklikheid in jou hart of nie? Wonderlik, dan beteken dit ons is op koers. Ons is skil nou so 'n bietjie, jy weet, ons dra bruin skoene en swart skoene en party ons dra geel kouse by 'n bruin broek ensovoorts. Ons is alreeds nog goed wat ons doen. Maar wanneer Vader die werklikheid in jou siel brand maak, dan word jy wie hy jou geskep het, prys sy naam.
Niks minder as dit nie. Nou goed, ons moet aanhardloop. Prediker 3 vers 13. As net na Genesis as jy hom soek, Prediker 3 verse 13, ons lees daar 'n baie interessante ding. So Vader het ook vir ons 'n plesierfakulteit gegee. Nou hoor nou mooi wat staan in hierdie 13de vers geskrywe van Prediker 3. Ook dat elke mens eet en drink en die goeie geniet uit al sy arbeid. Hoor julle, kom ons lees hom weer. Ook dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy arbeid. Hoor wat sê hy, dit is 'n gawe van Vader Jahwe. Dit beteken, wanneer ons eet uit ons arbeid, beteken dit die arbeid wat ons kry, is 'n seëning van Vader, want hy voed ons daardeur, hy versorg ons daarmee, en dis vir ons 'n plesier. Soms wonder 'n mens oor al hierdie ouetjie. Plesier is 'n gawe van Vader Jahwe. Maar wanneer plesier morele verval bring, nee, kom ek sê hom so, wanneer plesier teen jou aangewend word, dan word plesier die God. En dis wat in hierdie land gebeur het. Nie omdat hierdie klein volkie so sleg is nie, maar omdat sy fyn wetenskaplik mislei is. So wat ons nou doen is, ons probeer om die werklikheid by die manne en die vroue van Vader neer te sit en sê, kom aan man, ek hoef jou nie te onderrig nie, die Gees gaan jou onderrig, maar hier is die goed wat hulle ons mee geboelie het, hoe het ons mislei, dis op enige manier te probeer om hierdie volk te mislei, maar hier is die werklikheid. Dit is wat ons moet doen, niks minder as dit nie. Nou goed, kom ons stap aan. In die 4de versie van 2 Timoteus 3, ons het eers 5 gelees, nou lees ons enetjie terug, 4de versie. Hoor bietjie, luister bietjie na die impak van hierdie enetjie. Hy sê, liefhebbers van genot, meer as liefhebbers van Vader Jahwe. Nou, ek vra nou net vanmôre van hierdie boervolk wat hier so sit. Is dit nie presies wat hulle met ons gedoen het nie? Dit beteken, hulle die fakulteit wat Vader vir ons gegee het, om in hom blydskap te hê, gebruik om ons van hom af te vervreem. Dis wat Paulus vir Timoteus leer. Dis wat hy met die Tessas mee gesukkel het. Ek gaan weer vanmôre sê, ons moet klaar kry met godsdiens. Godsdiens het bewys dat dit is 'n mislukking. Godsdiens is 'n speelbal in die hande van die Satan. Ons moet daarmee klaar kry. Kom ons word net dood eenvoudig diensknegte en diensmaagde van Vader Jahwe. Net dit. Niks tussenin nie. Dan gaan die ding begin werk. Daar's hy. Nou goed. Die siege raak verslaaf aan onmiddellike bevrediging. Die siege, die plesier, hy wil bevredig word. Dis 'n plesier. Baie van ons werk en ek hoor baie werktuigkundiges wat aan diesel engines werk. Hy's nou so swart, hy kry nie meer die swart olie uit sy vel uit nie. Dan kom hy op 'n dag dan sê hy is wragtig nie meer 'n plesier om so te leef. Ons bereik 'n versadigingspunt. Nou ons is mos nou by die plekkie vanmôre, laat my toe om vir u te sê, ons is besig om vir hierdie morele verval so versadig te word dat ons 'n minagting daarvoor begin bou. Is dit nie? Daar's hy. Wat het ingeskop? Die werklikheid. Daar's hy. Weet julle, dit is vir my lekker om vanmôre vir julle te sê, nie een van julle ouetjies wat hier by my sit, dan sluit my in. Hulle kan ons nie meer mislei nie. Kan hulle? Nee. Hoekom?
ons verstaan die werklikheid, prys sy kosbare naam. Die konflik tussen werklikheid en plesier. Nou, wanneer werklikheid en plesier in balans is die innerlike van hierdie boervolk gesond. Maar omdat dit nie in balans is nie, is haar innerlike nie gesond nie. Hoor wat sê sy? Sy sê, ek weet wragtig nie waar gaan hierdie wêreld eindig nie. Het julle dit al gehoor? Moenie lieg nie, jy het dit al self baie gesê. Dit beteken ons innerlike is nie gesond nie. Ons is ontsteld. Maar wanneer ons terug is by die werklikheid, dan sê ons, hierdie immoraliteit sal voor Vader Jahwe se aangesig nie stand hou nie. Dis die werklikheid. En dis wat ek geniet in my lewe. Werklikheid gee rigting binne waarheid. Jy moet onthou, die Satan kan 90% waarheid aan jou bedien, wat 'n lekker plesier is. Maar 10% is 'n universele beginsel. 10% hou hy weg. Hy hou die diepkant se sleutel van ons af weg. So ek is tevrede met waarheid, maar die goue sleutel na die binnekant van my siel toe is weg. So ek kan nog steeds met 90% waarheid, kan ek nog steeds mislei word, ek kan weggelei word van Vader en so meer, terwyl ek myself troos, ek is by waarheid. Waarheid, Vader is nie 90% waarheid nie, hy is volkome 100% Vader Jahwe. Ons is lekker om die hoek gevat. Ons moet daarmee klaar kry. Nou goed, ek is amper klaar. In die huidige verval het plesier die werklikheid oorheers, of die plesier oorheers die werklikheid. Is dit reg? Is dit reg? Vir hoe lank? Vir hoe lank? Ek wil net 'n goeie stukkie geskiedenis bysleep. Net vinnig. Het jy geweet die Romeinse ryk het nooit geval nie? Jy gaan my stry en sê nee, daar staan Mirasies huis mikke toe. Die Romeinse ryk het nooit geval nie. Die Romeinse ryk het net 'n kerk geword. En soos die Romeinse ryk al die volke destyds onderdruk het, so die Romeinse kerk al die volke onder hulle juk ingebring. Die boek leer ons dat al die konings van die wêreld het dronk geword van die wat, van die wyn van haar hoerery. Elke kerk wat op hierdie planeet opgerig is, buig voor die dier in Rome. En dis net 'n helse plesier. Is dit nie? Wat is die werklikheid? Vader sê net met jou oë sal jy die verbranding van haar wese aanskou. Halleluja. Dis die werklikheid. Goed, kom ons stap aan. Matteus 24:12. Matteus 24:12. Hier staan 'n skrikwekkende ding. En hoor nou, ons lees hom mooi met mekaar saam. Daar staan geskrywe, en omdat die ongeregtigheid vermeerder, kom nou, boere, jy en ek is opstandig, want in hierdie land word die ongeregtigheid meer, nie minder nie. Nee. Sal die wat, hier staan hy geskrywe, sal wat gebeur? Sal die liefde van baie verkoel? Hy sê nie almal nie. Hy sê baie se liefde sal verkoel. Het julle al hierdie Engelse ding gehoor? Hy gaan so, if you can't beat them, join them. Het julle hom al gehoor? Man, ek join niemand nie. Al staan ek wragtig alleen op my 2 voetjies. Net Vader Jahwe. Ek wil van die res van die plek niks weet nie.
Nou kyk nou hoe mooi is hierdie een. Hy sê, omdat die geregtigheid, hy sê omdat die ongeregtigheid vermeerder word, word die mense se harte verkoel, is dit nie? Weet jy hoe word hy verkoel? Ons kan niks meer aan hierdie ding doen nie. Hulle slaan die boere mense dood. Ou volksmoeders verbruisel hulle. Dan huil die kinders as daar maar net 'n bietjie geregtigheid kan plaasvind. Natuurlik moet jy my kyk vanmôre. Want ek praat met die binnekant van jou mens wees, daardie boerehart wat binne in jou klop. Die ongeregtigheid kan net deur Vader se werklikheid in sy spore gestop word. En dit is waar jy inkom. Dit is jou plek om vierkant in die werklikheid te gaan staan. Weet jy wat gebeur dan? Dan is Vader Jahwe met jou. En as hy met ons is, wie kan teen ons staan? Wie? Ek is amper klaar. Die diagnose van die siege. En die siege vandag is broos. Ons is broos, man. Ons breek maklik. Breek maklik. Jy weet, hulle gaan nou die dieselprysie nou oplig. En dan gaan die broodjie duurder word, en die mieliemeel gaan duurder word, en makaroni gaan duurder word, en alles gaan duurder word. En dan gaan we weer hierdie prysie afbring. Dan sê ons, dankie tog, nee, prysie is weer af. Maar al die goed wat opgegaan het, het nie saam afgekom nie. Dis die werklikheid, man. Is ek 'n opstandeling? Natuurlik is ek 'n opstandeling. Ek staan dan nie op my voete. Maar ek kan nie toelaat dat hierdie volk langer so belieg word nie. Kom ons praat met mekaar. En ons kry klaar weer eens. Kom ons kry godsdienst uit ons harte uit. Daar is niks op die aarde wat groter en meer brutale oorloë en bloedvergieting en pestsiektes en hongersnood en ellende veroorsaak as die Christendom op die planeet nie. Ek is so bly ek is nie 'n Christen nie. En ek weet baie gaan nie hiervan hou nie, maar dis die werklikheid. Dit is die werklikheid. Die Christendom het alles bymekaar gevee. Alles. En Vader sê in sy boek, hy het niemand bymekaar gevee nie. Jou het ek uitverkies om uit al hierdie volke wat op die aarde is, my eiendom te wees. En ek glo nie in Vader Jahwe nie. Soos in glad nie. Ek glo hom. Sy woorde is finaal. En dis die plekkie waar jy en ek moet kom. Klaagliedere 4 vers 2. Gou, amper klaar. Klaagliedere 4 vers 2. Kom ons lees 'n bietjie wat het Jeremia oor gekla. Dan gaan ek vanmôre vir jou baie mooi wys. Onthou, ons is besig met werklikheid en plesier. Hierdie twee fakulteite. Kom ons kyk nou mooi. Wat sê Klaagliedere? Klaagliedere 4 verse 2. Nou hoor nou, dis presies wat met ons gebeur het oorkant die riviere van Kus, hier in die suidpunt van Afrika. O ja, net so 'n stukkie interessante ding. Het jy geweet van Noag af tot by ons losser was 1652 jaar. Het julle dit geweet? Nee, maar het jy geweet van ons losser af tot hierdie volk in die suidpunt van Afrika gebore is presies 1652 jaar. Spesiale volk wat hier sit. Goed, kom ons lees. Klaagliedere 4:2. Die kinders van Sion, weet jy wie is hulle? Hier sit hulle. Sion is die berg van Vader. Berg in die Bybel is 'n metafoor vir koninkryk. So die koninkryk is Sion. Nou sê hy sê, die kinders van Sion, dis u en ek.
hierdie volk van Vader Jahwe. Hoor hoe kosbaar sê hy. Hy sê, die kosbares, hy sê, die kinders van Sion, die kosbares. Weet jy, daar word na u verwys. Maar nou verstaan ek nie, hoekom is hier nie 'n uitbundige blydskap in hierdie saal vanmôre nie? Vader Jahwe sê, jy is kosbaar. Nie bly nie. Ek is baie bly. Is julle bly? Ja, natuurlik, ons is baie bly. Maar kom ons lees aan. Hoor wat sê hy? Wat teen fyn goud geskat was. Met ander woorde, hy het ons absoluut die waardevolste geag. Die goeie nuus is, hy is nog vandag daar. Maar dan kom hy hartseer. Hoor nou, lees nou saam met my. Ag, hoe is hulle gereken soos erdekruike? Jy weet wat gebeur met 'n erdekruik? As hy droog staan, bars hy, val hy uitmekaar. Is dit reg? Jesus hulle fyn goud. So word hulle geag as erdekruike om stukking geslaan te word. Kom ons lees aan. Die werk van pottebakkershande. En dan gaan hom sê vanmôre dat die wêreld nou maar hiervan kennis neem. Elke kerk wat in hierdie land by hierdie volk verbygegaan het, is potterbakkershande wat van hierdie volk erdekruike gemaak het, waar binne in Vader se gees nooit sal kom nie. Nooit. Ons grootste twis onder mekaar gaan oor godsdiens. Dis die baie pottebakkers wat in hierdie land hierdie volk geherskep het om te pas by 'n ideologie wat nie in hierdie skrif ooit gevind kan word nie. Tyd dat jy en ek daaroor moet tweemaal dink. Kom ons kyk na die antwoord van ons losser. Blaai asseblief na Johannes 14. Toe ons gaan met mekaar nou afsluit oor hierdie baie moeilike onderwerp. Ons herhaal net weer, ons het twee fakulteite waarbinne ons funksioneer. Die werklikheid en die plesierfakulteit. Ons sê, die plesierfakulteit is gebruik om ons onder te ploeg, deurdat hulle die werklikheid van ons al weggehou het. Nou sit Vader die werklikheid terug en ons begin sien dat hierdie plesier is 'n hoel, ons wil in elk geval niks daarmee te maak hê nie. So die werklikheid het ingeskop by jou en by my. En ek het 'n lied in my hart daaroor. Maar kom ons kyk, wat sê ons losser wanneer ons in die werklikheid begin regop staan. Lees saam met my in Johannes 14 vers 27. Nou hoor nou, wie is aan die woord? Dit is Vader Jahwe, hy is die losser. Hy is die ewig lewende. Hoor wat sê hy in Johannes 14, 27. En u moet nou vir my baie mooi luister vanmôre, asseblief. Luister mooi. Ten spyte van al die gemors wat hier buite aangaan. Die ouetjies wat hy terugroep na die werklikheid toe. Die wat die werklikheid begin verstaan. Die wat die werklikheid sing. Die wat die werklikheid leef. Hoor die belofte. Hy sê, vrede laat ek vir julle. My vrede gee ek vir julle. Hoor nou wat sê hy? Nie soos die wêreld gee ek vir julle nie. Hoor julle hom nie? Hoor julle hom nie? Hy sê hierdie vrede wat ek vir julle gee, is nie die vrede van hierdie wêreld nie. As jy die vrede wat ek gee, is 'n werklikheid. Dis ek gee my vir julle as julle vrede. Dis wat hy vir ons leer vanmôre. En hoor, laat julle hart nie ontsteld of bang wees nie. Oeps. Toe hou ek op om te sê, ek weet nie waar gaan dit als eindig nie, want skielik is die werklikheid daar, en ek weet waar dit gaan eindig, want ek hoor, Moses sê vir Vader daar op die heuweltjie, hulle daar gestaan, dink ek,
Dis my storieetjie. En Moses sê vir Vader Jahwe, hy sê, U Majesteit, ons moet weer 'n slag net 'n bietjie kyk na Egipte. Dis 'n groot plek, is massief. En hulle het 'n weermag wat skrik van niks. Ja, ek meen, en dan hoor ek Vader sê vir sy seun, soos vir hierdie gemeente vanmôre, Moses, jy moet mooi kyk hoe lyk Egipte, want soos jy hulle vandag sien, gaan jy hulle tot in ewigheid nooit weer sien nie. Dis die werklikheid. Ek kom sê vir die boere van Jan Kemp vanmôre, julle moet kyk hoe lyk die nuwe Suid-Afrika, want soos julle hom vanmôre sien, gaan julle hom tot in ewigheid nooit weer sien nie. Sy fondasies val uitmekaar uit. Vader gaan hom platvee, daar gaan van hom niks oorbly in hierdie land. Prys sy kosbare naam. En daarom sê ons losser bring vrede in ons siege. Met ander woorde, sy vrede aktiveer die werklikheid en die werklikheid word vir ons 'n goddelike plesier. En dis mos die plekkie waar ons moet wees. Dis waar ons moet funksioneer en so meer. Die Gees herstel die balans tussen die werklikheid en die siege. Dis 'n ongelooflike plek om te wees. Weet jy wat? Die groot afval is 'n diagnose. Dit is 'n sensitiewe ding. En baie van ons mense gaan dood aan kanker. En dis nie 'n lekker onderwerp nie. Maar jou onkoloog sê, luister, jy het nog so 4 of 6 maande oor, ons weet nie. Gaan maar huis toe en dan gaan maak jy jou goedjies mooi reg. Dit is so finaal, is dit nie? Nou wat is die diagnose oor die nuwe Suid-Afrika? Hy het nie eens tyd om sy goedjies reg te maak nie. Hierdie ding gaan doodgaan oorkant die riviere van Kus. Weet jy waarom? Omdat hulle die oogappelvolkie van Vader aangetas het. Hulle sal nie bly leef in Suid-Afrika nie, spreek Vader Jahwe. Ek dank U. Applaus vir die koning. Kom aan.